Goeiedag en baie welkom aan ons aanbieding vandag en ons verwelkom elkeen van u wat luister na ons diens vandag. Ons lees uit die Bybel, ons lees uit Lukas, die Evangelie Lukas, hoofstuk 6. Ons gaan by vers 43 begin. En die woord van die Here sê, 'n goeie boom dra nie slegte vrugte nie, en 'n slegte boom dra weer nie goeie vrugte nie. Elke boom word aan sy eie vrug geken. Van 'n doringstruik pluk 'n mens tog nie vye, of van 'n doringbos 'n tros druiwe nie. 'n Goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die goeie skatkamer van sy hart. En 'n slegte mens bring die slegte voort uit die slegheid wat in hom is. Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? Elkeen wat na my toe kom en my woorde hoor en daarvolgens handel, ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat besig was om 'n huis te bou. Hy het gespit en diep gegrawe en die fundament op die rots gelê. Toe daar 'n oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon dit die huis nie laat ineenstort nie, omdat dit goed gebou was. Maar wie hoor en nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder 'n fundament op die grond bou. As die vloedwaters dit tref, stort dit onmiddellik ineen. Die verwoesting van daardie huis was geweldig. Ons bid die Here se seën af op die lees van sy woord in ons midde vanoggend. Kom ons bid saam. Vader, ons sê dankie vandag vir hierdie woord. En ons vra, Here, dat u deur die Heilige Gees in ons harte sal inspreek, Here. Dankie, Vader, vir hierdie dag, dat ons mag na u woord luister. En ons weet, Here, dat u woord is lewendig en sal met ons praat vandag. Vader, baie dankie ook dat ons met die luisteraars kan deel vandag wat u woord luister. En Vader, ons weet dat u vir ons sal kom bemoedig met hierdie woord vandag. En ons vra dit, Here, in Jesus se naam, dat u vir ons sal kom bedien in hierdie dag met die Heilige Gees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Daar word baie geboue gesien elke dag. Klein geboue, groot geboue en sommige baie mooi geboue. En sommige is baie lank boue. Soos die Empire State Building in die VSA, in Amerika, is die hoogste gebou na die bekende Twin Towers, wat in die 9/11 aanvalle vernietig is. Daar op Durban is 'n groot gebou, die Southern Life gebou. Dit was die hoogste in Durban gewees na die 320 West gebou daar op Weststraat, wat 32 verdiepings gehad het en dit het oortref die ander gebou. By Johannesburg is daar die Carlton Center of die Vodacom Towers, die hoogste geboue. Verlede week het ek gelees van 'n ligte vliegtuig wat in 'n hoë gebou op Beijing, China, by die naam CITC Toring of China Zone ingevlieg het. Die klein vliegtuig het in hierdie gebou vasgevlieg. Die vlieënier is dood. 13 ander mense wat nie in die vliegtuig was nie, is beseer en 2 vensters is in daardie gebou gebreek. Net 2 vensters. Die gebou is 108 verdiepings hoog en 528 meter hoog. Baie kan gesê word oor die struktuur van daardie gebou. Dit was mooi, is 'n sterk gebou. Baie beplanning, baie denke en voorbereiding gaan in hierdie reuse strukture in.
Die veiligheid daarvan hang daarvan af en die sukses van die projek of pogings is in die finale produk. Die gebou op George wat ineengestort het, terwyl dit nog gebou was, as gevolg van gebrekkige ingenieurswese of kortpaaie wat met die regulasies wat geneem is, of hoeke gesny was om koste te bespaar, is 'n saak vir bekommer. Dit was nie baie goed beplan of baie goed gebou nie. Sleutelfaktore, aanwysers is 'n gebou se funksionaliteit. Nou as ons van funksionaliteit praat, beteken dit dat dit moet funksioneer soos wat dit bedoel is. Dit wil sê of dit werk soos dit bedoel was of nie. Nou as ek hiervan praat, wil ek noem dat daar 'n gebou by Venezuela 'n maximum sekuriteitsgevangenis geword nadat dit beplan was om 'n groot winkelsentrum te wees. Daar was baie verdiepings, baie parkeerplek, huisters, ysbakke, alles. Maar dit was verwaarloos en die regering het ingegryp en dit in 'n gevangenis gemaak. Maar dit was nie vir die doel gebruik wat dit gebou was. Dan is dit die funksionaliteit, die skoonheid, die estetika van die gebou belangrik, om dit mooi te lyk, sodat mense daarin kan gaan werk en hulle sal hou om daarin te gaan werk. En dit moet ook lange lewensduur hê, sodat dit nie baie die mense sal kos om weer 'n ander gebou te gaan bou. 'n Gebou moet ook 'n stewige fondamente hê, anders sal dit die gebou kraak en verkrummel of ineenstort. Die gevolge kan rampspoedig wees, selfs noodlottig. Mense kan sterf. Hierdie lering van Jesus volg op die Jesus se bergpredikasie. Voorheen in hierdie selfde hoofstuk 6, daag Jesus die wysheid van die Fariseërs en die wetgeleerdes uit. Hy toets hulle begrip van eet en genesing op die Sabbat. Ons kom die term te, Here, wat in Grieks Kyrios is, wat respek, ontzag en agting aandui. Jesus was 'n leermeester genoem. Hy was 'n leermeester van roem in by uitstek. Hy is deur die mense as rabbi verwys. Hy was ook bekend as meester. Hoe lyk 'n Jesus volgeling vandag? Daar word gesê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. So lyk daardie volgeling as hy goeie vrugte dra. En die gesegde is dat die hart is die boom. Maak seker dat dit vele goeie vrugte dra. Galasiërs hoofstuk 5 lig ons in van wat die goeie vrugte in ons lewe moet wees. Daar moet genade wees en nie korrupsie nie. As 'n mens bou op die rots, dan is daar sukses. As 'n mens bou op die sand, dan is daar mislukking. As 'n mens gehoorsaam is daar sukses in die lewe. As 'n mens ongehoorsaamheid het, is daar net mislukking. Gehoorsaam die Here bewustelik. As ons luister na wat met die Israeliete daar in die woestyn gebeur het hulle nie na die Here geluister nie. Hulle het rebellious geraak en vir die Here ongelukkig gemaak dat hy hulle in die woestyn 40 jaar lang laat wandel.
Lukas hoofstuk 6 vers 48, ons teksvers vandag. Hy is soos 'n man wat besig was om 'n huis te bou. Hy het gespit en diep gegrawe en die fundament op die rots gelê. Die gelykenis van die talente in die Bybel, of die gelykenis van die muntstukke. Die een het 10 talente gekry, en hy het dit gaan aanwend om nog 10 te kry. Die ander een het 5 talente gekry, hy het dit aangewend en nog 5 bygekry. Maar die een wat 1 talent gekry het dit in die grond gaan bære, en toe die Heer terugkom, het hy dit vir die Heer gegee. Die wysheid van die 2 en die dwaasheid van die 1. Die wyses het op rots gebou, die dwaas is uitgewerp. So ons leer daarvan wat om te doen met ons talente en hoe om daarmee te werk. Ook in die Bybel lees ons van die gelykenis van die onleerlike of die skrander bestuurder. Hy het wys opgetree en vriende gemaak wat hom in sy tyd of sy uur van nood sou ondersteun. Toe hy geleer het dat hy het geskop word, het hy vriende gemaak met sy kliënte, en hy het somme gemaak en sê, nee, skryf so op. Hy het op rots gebou. Hy het vir sy toekoms beplan. Ook in die Bybel staan die gelykenis van die arbeiders wat op verskillende ure gehuur in die wingerd dui op die werksetiek. Daar was diegene wat bereid was om 'n hele dag te werk, en daar was diegene wat bereid was om net 'n uur te werk en dieselfde betaling, dieselfde loon te kry. Hulle het goeie oordeel uitgeoefen, die wat bereid was om te werk. Daar word algemeen gesê, dat 'n halwe brood beter is as niks. So die wat bereid was om te werk, het hulle loon gekry. Hulle het op daardie goeie grond, of daardie diepe grond, of diep fundamente gelê, en 'n goeie gebou. As ons Jesus Here, Here noem, en hom nie gehoorsaam nie, is ons nie beter as die soldate, wat Jesus aan die kruis bespot het, toe hulle gesê het, wees gegroet, Jesus, koning van die Jode. Ons maak onsself net so skynheilig, soos daardie soldate, wat Jesus so beskuldig het. Matteus hoofstuk 7 vers 21 sê vir ons, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemele. So, ons moet vir die Here luister en die Here se woorde doen wat hy vir ons sê. Jakobus hoofstuk 1 vers 22 sê vir ons, wees doeners van die woord en nie slegs hoorders wat julle self mislei nie. Anders gestel, moenie jouself mislei deur net na God se woord te luister nie, maar oefen dit in die praktyk. Julle mislei julle self met godsdiens en maak asof julle vroom en heilig is. Elke Sondag luister ons na die woord, en ons gaan kerk toe, en ons lyk asof ons vroom is, en ons godsdienstig is. Maar ons doen nie wat die Here vra ons moet doen. Psalm hoofstuk 127 vers 1. As die Here die huis nie bou nie, soeg die bouers te vergeefs daaraan. As die Here oor die stad nie wag hou nie, bly die wagte te vergeefs wakker. Dit gaan nie oor 'n fisiese gebou soos met bakstene, sement en pleister nie. Dit is jou lewe, die van jou gesin, van jou kinders. Wanneer 'n man en 'n vrou trou,
wens ons hulle alles van die beste. Ons wens hulle alles van die beste vir die toekoms. Ons wens hulle toe dat hulle 'n lewe sal bou. En wat beteken dit as ons sê vir hulle moet 'n lewe saam moet bou, dat hulle sal daaraan werk as naby die Here te leef en vir mekaar ondersteun in die geloof. Dit is te vergeefs om dit alleen te probeer doen. Jy het 'n spanmaat nodig. Jy het Jesus nodig. 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 9 tot 15 sê vir ons, die gelowiges is 'n gebou van God. Christus die fundament van daardie gebou. Want ons is medewerkers van God, sê die woord. Die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fundament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat die deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Die apostel Paulus, dit is sy belegging. Hy het op die Here Jesus gebou en hy wys hy vermaan ons om ook op Jesus te bou. As ons kyk na Efesiërs hoofstuk 2, sê dit vir ons, so is julle dan gebou op die fundament van die apostels en profete, met Christus Jesus self as hoeksteen. Weereens, die fundament is Christus en gelowiges word op hom gebou. By maatskappye, besighede, word daar elke einde van die jaar voorraadopname gedoen. Ons noem dit in Engels stocktake. We are taking stock of our lives. Ons neem voorraadopnames van ons eie lewens. Wat het ons in ons lewens? Wat het ons gedoen? Wat het ons gekry? By die maatskappye, by die besighede ook. In jou lewe, waarheen is jy op pad? En wat het jy bereik? En wat het jy alles daaruit gekry? Ons maak voornemens. Ons maak daar die emmerlyste, die bucketlist. Nee. Wat gaan jy doen voordat jy sterf? Wat het jy nie alles gedoen in jou eie lewe, wat jy nou, voordat jy sterf, wil jy gaan doen? Wat het ek nie gedoen in my lewe, moet ek dit nou gaan doen? Verwag groot dinge van God. Probeer groot dinge vir God, so sê die sendeling William Carey. As ons God wil sien werk in ons eie lewens, moet ons baie groot dinge vir die Here probeer doen. Moenie rondslinger word soos 'n kurk op oop see nie, maar wees eerder 'n lewensbelangrike rad in die wiel van God. Jy ken daar die kurk, ne? En jy ken die golwe in die see, wat daar die kurk laat gaan, iewers heen, maar dit weet nie waar dit gaan nie. En ek en jy, moenie soos daar die kurk wees op die oop see nie, ons moet vasstaan. Spreuke hoofstuk 14 vers 12 sê vir ons, daar is 'n pad wat vir 'n mens reg lyk, maar dit eindig by paaie na die dood. Mense
wil altyd doen wat in hulle eie oë reg is. In die Ou Testament het mense die altyd gesê, hulle het altyd gedoen wat reg was in hulle eie oë. Waarheen het dit hulle gebring? Hulle het God se toorn en oordeel en straf verdien. Frank Sinatra spog daaroor in sy liedjie, I did it my way. Mense wil dit in hulle eie manier doen, op hulle eie krag doen en hulle eie sin doen, nie die Here se nie. Mense, vriende, bou op die rots. Maak seker dat jy 'n verhouding het met Jesus en jaag dit na, sodat jy naby aan die Here is. Bestudeer God se woord en moenie net luister nie, of hoor nie, of lees nie. Gaan bepeins dit en hoor by die Here wat hy vir jou sê. Bid sonder ophou en maak seker dat die Here vir jou die antwoord gee. Getuig teenoor ander. Getuig van wat God in jou lewe gedoen het. Dit maak 'n ander mens sterk in sy geloof. Bou mekaar op. Bou 'n gemeenskap en maak seker dat die ander saam met jou die Here dien. Wanneer storms toeslaan, sal jy kan sterk staan, omdat jy op rots gebou het. Dit wil sê, jy het 'n stewige fundament. Bou, net soos die wyses, op die Here. Bou op die rots. Kom ons bid saam. Vader, ons sê dankie vandag vir u woord. Ons sê dankie vir u vermaning. Ons sê dankie, Here, dat u ons rots is. En ons wil ons lewens op u bou. Ons wil die grond spit. Ons wil diep grawe. Ons wil sterk fundamente lê. En ons wil 'n gebou bou, Here, tot u eer en verheerliking van u naam. Vader, kom help ons en gee ons die geleentheid om vir u, ons vir u te eer, Here, te loof en te prys. Vader, ons wil vir u aanbid, Here, en u alleen. En ons wil daardie regte, stewige fundamente, sterk gebou in u naam bou. Kom help ons, Vader, vandag, dat ons so gebou mag bou in u naam. En Vader, mag u naam net groot gemaak word in ons lewens. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen.